Baie welkom by Mos Wêreldwyd aanlyn tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Baie welkom by ons Mos Wêreldwyd potgooi vandag. Vandag kry ons die kans om die vakkundiges agter die skerms van natuurwetenskappe en sosiale wetenskappe te ontmoet. So van die kleinste selle tot groot komplekse ekosisteme ensovoorts. Hulle deel ook waardevolle insigte oor hoe ouers hul kinders tuis kan ondersteun en hoe wetenskaplike denke in die praktyk ontwikkel word en hoe leerders gemotiveerd kan word om nuuskierig te wees en vrae te vra. Ek verwelkom vandag vir juffrou Elaine en vir juffrou Rochelle. Baie dankie dat julle vir my 'n tydjie afgeknip het en ek sien uit om met julle te gesels vandag. Môre Okay, net, ja, pas ek baie gaan lekker om sommer by julle te begin. wees. Dankie Lyn, ek sien uit vir vandag. So, Dankie meneer Net. okay. Ek gaan sommer begin met ons eerste vraagie. Dis 'n vraag vir julle albei en ek wil net weet watter deel van julle beide se vak laat julle die meeste opgewonde raak. Lyn, jy eers Rochelle, ek sal sommer eers gaan. Meneer Net, die klein en eenvoudige goedjies maak my nog opgewonde. So dis my baie lekker om te sien as leerders uit hulle eie uit ekstra moeite gaan doen. Want dit is my 'n teken dat hulle die vak hulle eie maak. Ietsie anders wat vir my ook baie lekker is wanneer mens kan sien in 'n leerder se terugvoering dat hulle 'n moeilike konsep gesnap het, dat die liggies aangegaan het. Dit is goedjies wat my vak vir my lekker maak. Ek moet by my Okay. sê, ek stem baie saam met Lyn, is klein goedjies wat kinders hof nie geweet het nie, veral as ons by SW kom en ons praat oor geskiedenis. Natuurlik, hulle het al gehoor oor die maanlanding, hulle het al gehoor oor die Tweede Wêreldoorlog en Adolf Hitler en al daai goedjies. En dan wanneer hulle dit nou begine leer en ons sit dit nou in praktyk, dat die kinders sommer excited raak. Dan gee ek gewoonlik sommer vir hulle films en TV-series om te gaan kyk en dan kom hulle terug en hulle sê juffrou, dit was die beste ding ooit. Ek het dit nou vir my ma en my ouma almal in die huis gaan vertel. So ek dink ek stem saam met Lyn, dit is daai excitement wat die kinders het om iets nuuts te kan leer en dan maak dit my hart so bly om 'n vakkundige te kan wees om hierdie goed vir die kinders te kan leer. Dit is wonderlik, daai nuuskierigheid wat net heeltyd geprikkel word, nê. Nee. Ja. Okay, dan wil ek gaan sommer met Elaine begin. Ek wil by julle beide weet, net om julle bietjie beter te leer ken. Wat is een ding wat niemand anders van jou weet nie, Elaine? Daai bly vir my altyd 'n moeilike vraag want dit hang af wie jou crowd is of wie die vraag vra. Ek gaan twee goedjies noem. So een ding is ek is 100% 'n hondemens. Ek's gaande oor honde en ek het 'n paar van my eie. En omdat ons so van die huis af werk, kan ek myself gereeld vang dat ek sommer met hulle begin gesels. My kind het nou net vir my gesê, "Mamma, jy weet jy praat met die honde." So dit gebeur. En dan die ander ding is ek het so 'n bietjie 'n obsessie met plante, huisplante veral. Dat ek sukkel om verby 'n mooi enetjie te stap sonder om nog een aan te skaf en dan hardloop mense 'n bietjie uit plek uit. Veral as hulle moet lig kry. So ja, dit is twee goedjies van my wat almal dalk nie weet nie. Okay, en Rochelle, wat is iets van jou wat ons nie weet nie? Snaaks genoeg, ek hou niks van 'n huisplant nie. Asseblief moet nooit vir my een gee nie. Maar ek het ook twee goedjies. Ja, ek is nie 'n huisplant mens nie. Ek het ook twee goedjies. Iets wat mense regtig my soms onderskat is, ek is mal oor rugby. Soos ek was al by Twickenham gewees. Ons het jaar op jaar seisoenkaartjies gehad by Loftus, by Ellis Park, in die Kaap, in Durban. So ek het groot geword met rugby en tot vandag toe, almal weet al, as dit julle hierdie nuwe rugby seisoen met die Springbokke, ek sien so uit. So dit is iets wat baie min mense nie van my weet nie. En dan ook 'n ander een is snow globes. Ek maak snow globes reg oor die wêreld bymekaar, letterlik van Kaïro tot Timbuktu. En snow globes van Kersfees, ek's mal oor Kersfees. So dit het stadig begin, maar ek dink dit raak ook nou 'n obsessie. Dit vat bietjie my huis oor en om dit heeltyd skoon te kan maak is ook maar bietjie 'n issue, maar dis nou iets wat ek nou nogal geniet. Baie interessant.
Okay. So Rochelle, ek neem aan as ek saam met jou rugby kyk eendag, dan moet ek nou nie 'n gesprek in die game aanknoop met jou nie, nê? Ek is so bly jy noem dit. Dankie, want ander mense besef dit nie. Dan wil hulle chat. Nee, nou is nie die tyd om ons kan na die tyd, ons kan 'n halftyd chat. Nie nou nie. Shame. Jene. Elaine, ek wil sommer my volgende vraag aan jou vra. Ons werk met meerderheid jong leerders in hierdie kursus. Nou, watter advies het jy vir ouers wat se leerders geen belangstelling toon in NW nie, maar hulle moet nog steeds hierdie vak neem van graad 4 tot 9? Net eerstens is dit vir my altyd maar hartseer as mens dit hoor oor jou vak waar jy passievol is. Maar wat ouers net moet onthou is dit is normaal. Ons almal is uniek en ons almal het ander belangstellingsvelde. En as dit nie vir dit was nie, sou die wêreld en die lewe seker redelik boring gewees het. So dit is normaal. Die een miskonsepsie is dat dit beteken nie dat jy, as jy nie van byvoorbeeld natuurwetenskappe hou nie, beteken dit nie dat jy dit nie kan doen nie. So mens kan nog steeds bietjie druk op die leerders sit om nog steeds die kennis in te kry. Wat natuurwetenskappe half bietjie makliker maak, is dat dit nie 100% net memorisering is nie, maar ook baie toepassing. So baie keer snap die kinders, die leerders dit dan, en partykeer later ontdek hulle dan die liefde vir die vak as die eenvoudige goedjies dan agter die rug is. So dis maar waarvoor ons hoop. Soos hulle dan nou bietjie ouer word ook, nê? Ja. Okay. Rochelle, volgende vraagie is vir jou. Ek wil weet watter tegnieke gebruik jy om wetenskaplike denke stap vir stap by jou leerders te ontwikkel in jou borrels? Ek dink dit is altyd bietjie moeiliker aanlyn vir ons, maar wat ek ook altyd vir die leerders sê is wanneer al spesifiek by kaartwerk kom, druk die werk vir jou uit, maak dit vir jouself maklik. Ek het altyd vir die kinders gesê, hierdie is jou kaart van Pretoria of van Kaapstad. Teken op hom, highlight hom, skryf ekstra goedjies by. As ons die koördinate doen, skryf die minute by. Dis jou kaart, jy mag met hom doen net wat jy wil. En selfs wanneer jy in graad 12 in jou eindeksamen kom, dis jou kaart. Teken op hom, werk met hom en ons sulke oulike aanlyn video's om die kinders aan te moedig. En soos Elaine ook sê, baie keer is dit okay, dis baie werk, is baie leerwerk, ek's nie lus om dit te doen nie. Maar sodra jy die vaardigheid het en sommer ek raak sommer excited raak oor die werk, dink ek regtig die kinders kan baie goed doen in SW en dan later aan in geografie in graad 10, 11 en 12. Okay, dit maak sin. Okay, en dan my volgende vraag is weer aan julle albei, maar ek dink ons vat sommer net eers weer vir Elaine, omdat Rochelle jy het nou net geantwoord. Maar ek wil weet watter areas nou Elaine vir jou in NW vind leerders die moeilikste en hoe help jy hulle om dan selfvertroue in hierdie areas te bou, want dit is maar bietjie meer uitdagend op 'n aanlyn platform. Net ek dink die eerste keer wat ek regtig kan agterkom dat leerders sukkel met natuurwetenskappe is in graad 8-9 met die eerste kennismaking met chemie. Dit kan nogals oorweldigend wees, dis baie nuwe konsepte wat hulle onder die knie moet kry. Ek dink die uitgangspunt is om net te sorg dat die fondasie vasgestel is, dat hy ingeprint is, dat hy vasgelê is, en omdat dit dan op die kind se vlak vir hulle relevant te maak met daaglikse voorbeelde, praktiese goed wat in hulle wêreld vir hulle sin maak. As hulle dit dan eers so kan verstaan, kan mens die moeiliker goed begin byvoeg. Maar hulle moet eers die groot konsep verstaan en die boublokke moet net eers reg in die begin gestel word. Ja. Okay. En Rochelle, vind jy dat daar moeilike areas is in SW? En is daar 'n manier hoe jy dalk met die leerders werk om hulle selfvertroue in dit te bou? Definitief, SW onthou altyd is tweedelig. Ons het geografie en dan ons geskiedenis. So ek het lank in 'n baksteen klaskamer gewerk, so ek vind presies wat die kinders toe mee gesukkel het, hulle sukkel steeds mee aanlyn, byvoorbeeld met die lees van koördinate, hoe om dit korrek te lees, die uitwerking van werklike afstand, en hoe ek ook vir die kinders, weer eens, ons kom terug na, druk jou werk uit, druk die kaart uit, hê jou liniaal, hê jou potlood, jou kleurpotlood, jou kleurpen, jou highlighter, maak dit vir jou lekker en interessant. Ek sê altyd vir die kinders, as ons kom by werklike afstand wat ons moet uitwerk,
gaan jy 2 sentimeter na jou naaste mall of na jou naaste skool toe ry. Nee, so nou moet ons daai oorsit na kilometer. So ek probeer dit baie in die werklike lewe van elke kind se spesifieke area waar hulle bly dit van toepassing maak. En dan by geskiedenis kom ek agter by die jonger grade moet jy altyd 'n paragraaf skryf in geskiedenis en dan as jy nou ouer word, graad 7, 8, 9 en as jy nou verder geskiedenis neem, graad 10, moet jy 'n opstel skryf. So ons hak maar bietjie vas met hoe om 'n inleiding, 'n lyf en 'n slot vir 'n opstel te skryf. Kinders is maar geneig om net klomp feite neer te skryf. Ek wil jy 'n storie vir my vertel. Vertel vir my die storie van hoe die Berlynse muur geval het. Wat het begin? Hoekom het dit gebeur? Toe val hy en wat het daarna gebeur? So ek dink dis definitief iets wat ons ook kan aan werk en dis ons in die aanlyn omgewing die kinders help. Ons sê okay, dit het die Berlynse muur het nou geval. Het dit nou geëindig daar? Okay, nee, wat het verder aangegaan? So dis heeltyd is 'n gesprek tussen my en die leerder die heeltyd, so die leerder op die uiteinde self kan uitkom by wat hulle wil uitkom. Okay, dis interessant. Okay, Elaine, ek wil gou by jou weet. Hier is nou die laaste 2 vrae en dis 2 lekker vrae. Okay. Kom ons sê jy kan een eksperimentele projek met 'n groep leerders doen. Maar jy het geen beperking nie. Tyd is nie 'n faktor nie, geld is nie 'n faktor nie. Wat sal jy doen? Dis nogals 'n interessante vraag. Ek dink dit is nogals moeilik want leerders het soveel toegang tot klaar resources soos YouTube ensovoorts waar ek klaar sulke wow goeders kan sien, maar ek dink om enigiets in persoon self te kan sien, te kan voel, te kan vat, visueel te kan deelneem is nogals 'n bonus. So iets wat vir my visueel baie 'n mooi praktiese eksperiment is soos 'n ekskuus die Engels, 'n glow in the dark chemiese vertoning as ek dit so kan stel. En dan kry jy wow goed wat jy kan gebruik met chemiese wat dat in die donker gloei. Maar jy kry ook eenvoudige goeders wat jy by die huis sommer kan gebruik. Iets soos tonic water het kanien in. En as jy dit byvoorbeeld met iets soos 'n highlighter, wat's 'n highlighter? In Afrikaans. 'n Glinspen. So ink meng, dan kry jy ook 'n reaksie met wat gloei in die donker effek het. So, maar dit is 'n eenvoudige een, maar daar is baie wow goedjies wat mense in die vertoning kan vir hulle wys en dan is dit visueel ongelooflik om dit te sien onder 'n ultraviolet lig natuurlik. So dit is dan iets wat mense moet aanskaf en byderhand moet hê en dan kan mens so 'n praktiese eksperiment vir hulle uitvoer. Dink asof ek in daai klas sal wees. Nee, ek sou moet dink as jy lank my juffrou was het baie goed gedoen. Ja, nee. Rochelle, ek wil by jou hoor. Wat is jou gunsteling sosiale wetenskaplike feit wat jy graag met kinders sal wil deel? Jou absolute gunsteling en dan wil ek ook weet hoekom is dit jou gunsteling? Okay, ek gaan eers begin met hoekom dit my gunsteling is, want baie mense glo my nie as ek dit vir hulle sê en dan gaan Google hulle dit of hulle ChatGPT en hulle sê, "O nee, maar juffrou is reg." Okay? So ek is mos nog maar altyd 'n tegnologie mens. Ek glo 'n iPhone, ek glo enigiets met Apple te doen. So en dan natuurlik is ek mal oor geskiedenis. Ek dink ek's bietjie bevooroordeel hierso om geskiedenis bietjie bo geografie te kies. So my feit is, nommer 1, ek's mal daaroor want dit gaan oor Apple en dan my feit is dat Cleopatra, julle almal ken Cleopatra, dat sy nader geleef het aan die uitvinding van die iPhone wat in 2007 was, as wat sy geleef het aan die bou van die piramides, wat 2500 jaar terug was en sy het 2000 jaar na die uitvinding van die iPhone gekom. So dis my verskriklik interessant om te weet dat sy nader aan die uitvinding van die iPhone geleef het as wat sy aan die bou van die piramides. En kinders glo my so verkeerd as ek dit nie vir hulle sê nie, tot hulle self gaan opkyk en hulle sê, okay, nee, dit is waar. So ek dink ons dink altyd aan die geskiedenis as iets van die verlede, maar ons moet nog steeds onthou, dit word aan die hede ook gekoppel. Altyd, ons altyd 'n manier wat geskiedenis aan die hede gekoppel word. So, Rochelle, dankie vir my leergeleentheid. Geleer vandag. Ja, leer van die dag. Seker. Lewenslange leerder. Net so. Julle baie dankie dat julle so lekker met my gesels het vandag en ek dink
Dit was waardevolle antwoorde wat julle vir my gegee het en ook net om julle bietjie beter te kon leer ken en dat ons ouers en kinders julle bietjie beter kon leer ken. Wat 'n voorreg. Ek waardeer julle tyd wat julle saam met my spandeer het. En ja, ek dink ons sal definitief weer 'n opvolggesprekie moet hê. Dit sal baie lekker wees. Maar verder wil ek ook net ons luisteraars bedank wat vandag na ons potgooi geluister het en saam met my 'n bietjie vir Juffrou Elaine en Juffrou Rochelle beter leer ken het. Ek nooi julle graag uit om dan na ons volgende potgooi te luister. Ja, julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Dankie julle. Dankie, Baie dankie vir julle, Minette. dankie luisteraars, Bye. dankie Lyn.